Môre manne. Lekker weer een weg aan vandaag. Welkom. Kom ons was so stil. Arno, jy is maar vir ons op 'n minuut gewees. Almagtige God en liefdevolle Vader, Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend tot U kan nader. Here, ons is so bevoorreg om net ons oor toe te maak en te dink en te weet dat U daar is. Ja, Here, U weet of ons sit en of ons staan, of ons kom en of ons gaan. Here, U is met ons. Elke gedagte wat by ons opkom, nog voordat by ons opkom, weet U wat dit gaan wees. Ja, Here, U ken elke oog hier se traan. U ken elke huis se kruis, U ken elke hart se smart. Ons dankie daarvoor, Here. U weet hoe oorweldig ons. Ja, Here, ons bly swak, onkundig en onrein, maar U maak bemoeienis met ons. U ontferm U oor die kinders. Ons dankie, Here. Ons dankie dat U nie net 'n God ver bo ons verhewe, ewige onbegryplike wese, driemaal heilig is nie, maar dat U ons Vader is. Dat ons die kinders is, dat ons die seuns is. Ons dankie, Here, dat ons koningskinders is en dat ons kan lewe, die lewe in oorvloed, omdat ons die lewe van oorwinning kan leef. Here, wat nie ons twee grootste vyande het U reeds oorwin, naamlik die sonde en die dood. Ons dankie daarvoor, Here, en ons bring in al die lof en die eer, en ons dankie dat ons onder die bloed van Christus kan leef, onder U beskermde hand. Here, ons bid en ons pleit in hierdie oggend, vergewe asseblief vir ons van al ons ongehoorsaamheid. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ja, Here, dra ons deur beproewings. Leer ons om te volhard in moeilike tye. Leer ons om U stem net al duideliker te hoor. Leer ons om elke tree binne U wil te beweeg. Here, ons dankie hierdie geleentheid om te eet van die brood van die lewe, want ons leef nie van brood alleen, maar elke woord wat uit U mond kom. Here, wees met Dani, salf sy lippe, salf sy tong, vul hom met Heilige Gees, ruim hom uit die weg en spreek U self met elkeen van ons. En breek ons harte oop, Here, sodat U woord 'n vrugbare harte sal grondvat, en U woord in ons harte sal ontkiem, en sal wortels skiet, en sal groei, en sal bloei, sal blom en sal vrug dra tot die eer van U naam, tot opbou en tot uitbou van U koninkryk. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dankie man, het iemand 'n mooi storie vir ons miskien met ons te deel? Ek was laas week in iets met julle so met deel van my hart, ek was laas week in Vrydag as ek in Bitterveld. En daar so op 'n pad voor ons uitkom het is daar so half 'n pap wat jy nou kan, ek en jy was daar. Wat jy nou kan pap of lekker, jy eet nou regte pap kos. Ons het daar by 'n tafel gesit en buite teen die boom het 'n ou gesit, so teen die boom, maar is nie maar 'n boemelaar, ons mos 'n boemelaar. En toe by die ou verby stap ons toe of vertraag my gees met die ou praat, en hy het daar gesit, nie gedrink net, hy het gesit teen die boom, toe daar by die blonde haartjies en goed en sy goedjies begroet, en terwyl ek daar sit, bestel ons vir ons kos en so aan. Ek sê vir my, ek moet vir jou kos vat, vir kos stuur. Ek sê vir die waiter, kom gee vir hom 'n hamburger en 'n Coke. Ek kyk my so as hy sê, is seker? Ek sê, ja, gee vir hom, vat vir hom, ek sal vir betaal, vat vir hom 'n hamburger en 'n Coke. En jy was nie daar nie, hulle kom daar, seker so 3 waiters wat teruggekom het na my. Toe sê hulle, nog nooit het iemand vir daai ou en daai boom kos gevat. Dis dit nou hier so. Nog nooit het iemand vir daardie ou wat teen hulle op my bel, wat teen daardie boom gesit het, kos gevat. En vir 'n oomblik het ek daar gesit en gewonder, Here, hoekom is ek het nou gedoen, want dit gaan nie nou oor, dit gaan glad nie oor wat ek gedoen het nie. Hoekom sê dit op my hart lê, dat ek daar sit en hierdie ou moet kos kry? Maar wie vir 'n oomblik het daar 'n gedagte opgekom, dat ons moenie die ou aan die oorkant van die pad mis nie.
Partykeer moet ons oorkant na die ander kant van die pad gaan en net 'n oomblik by hom stil staan. Dit maak nie saak wie jy is nie. En ek sê nie, jy moet nou vir elke oue broodjie koop en kos koop nie. Dis nie wat ek sê, wat jou pad, seker nou, ek kan sê wat jou pad kruis. Maar dit was wat vir my kosbaar of hartseer was, dat daar sit baie mense daar. Daardie ou sit elke dag daar. Hy sit van hier op daar en daai, wat karre daar buite staan. Jy stap by hom verby. Almal sit en eet daar, almal drink koeldrank. En nog nooit het iemand vir daardie ou 'n hamburger en 'n Coke gekoop. En ek wil vir julle vanmôre sê, ek dink ons moet dit soms, moet ons net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik stil staan. Partykeer as so iets op jou pad kom en sê, dat ek net 'n bietjie die Here se liefde vir 'n oomblik met so 'n persoon deel. Wat ek kon gedoen het, ek kom net nog gepraat oor, hoe gaan dit met hom, ek het dit nie gedoen nie, wat ek agterna spyt was oor. Maar ons moet partykeer die oomblik wat God op jou pad gee, moet ons nie miskyk nie. Daar kom oomblikke. Spandeer tyd met dit. En dit nie net laat verbygaan. So moet wat in my hart is, ek wil julle deel vanmôre. En toe ek nou loop goeders toe, kom van die buite staan en my te sê hulle vir my, dit was vir hulle iets wat vir hulle iets geleer het in hulle lewe. Dit was vir my, ek kon dan weggegaan het en kon vir die buite kon ek gesê, dit was 'n bietjie van die liefde se Here vir 'n oomblik. Kom ons geleef het. En ons moet dit nooit mis nie. Daar kom sulke goed op jou pad. Die Here sê, dit kom, dit gebeur met jou. Moet dit nie mis nie. Moet dit nie miskyk nie. Dis Jesus, ek noem dit Jesus oomblikke, wat die Here vir jou daai oomblik bring. Okay, man, nog 'n lekker storie, iemand wat so iets mee gebeur het hierdie week. Hierdie man is famous op Facebook, hy adverteer klere wat hier so sit. So, ek was heel verbaas toe ek hom afkom en ek sien ons ou vriend, die paradeer daar, so stap deur die klere, lyk soos Paris Hilton. So sê ek Here gaan dit goeie. Man en newe, dan kom ons stil dan by die Here se voete vanmôre. Ons word stil daar waar hy sit. Vra as vir Dani, ons ou Jabes se siek. Hy en sy kinders, het hy vanoggend gevra, ons moet hom verskoon. Volgende die sang en die musiek. Ou Pierie is ook nie gesond nie, hy sukkel met sy gesondheid. So as ons so stil raak vanmôre vir 'n minuut of 2. Kom ons vra vir die Here om vir ou Jabes en sy gesin te beskerm. En ons bid vir ou Pierie vir sy gesondheid. Kom ons word stil. Dankie dat U 'n ewige Vader is. Dat U in ons lewens wil werk. Dat U ons hoor wanneer ons vra. Ons bid vir Jabes vanoggend met sy gesin. Bid vir Peer. Dankie dat U nog steeds dieselfde geneesheer is. Ons bid dat U hulle liggame sal beheer. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Leon het my nou gevra om 'n spesifieke topic te doen. Nou, dit is soos om in 'n movie, in die middel van 'n movie in te kom. Ek is al met 'n reeks en nou moet ek oor 'n stukkie van 'n reeks praat. Ons is besig in die gemeente om te praat oor Romeine 8. En in my journey, en ek gaan vandag uit my hart uit daaroor praat. In my journey as kind van God en veral in die kerkwêreld, was vir my 'n lyn van konsekwentheid in my menswees is vir my 'n lyn van konsekwentheid baie belangrik. En Romeine 8 het vir my die lyne meer en meer by mekaar gesit. Ek's baie lief vir die boek Romeine, het 'n bundel daaroor geskryf en gedoen.
So Romeine is vir my, is 'n groot boek. Maar Romeine 8 kom Paulus, amper asof hy jou oor die kruin vat. In Romeine 3 begin hy met die mense se sondaar, en as jy nou van hierdie evangelisasie kursusse gedoen het, dan gebruik jy Romeine 3, 'n stukkie daarvan, en sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar ons lees nie die hele skrif, was 'n maar die genadegawe van God, die geskenk. So gaan ons deur Romeine, deur die boeke, en dan kom jy by Romeine 8 vers 1, wat die hele identiteit van jou verander. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus is. Nou as die Bybel sê geen veroordeling, steur ek my min aan kerklike dogma en teologie. Die skrif sê geen veroordeling. So dis 'n pinnacle oomblik wat jou hele identiteit verander. Nou, hulle het nou laas jaar regtig vir my 'n T-shirt geprint wat hulle opgesê het, daardie 1 vers 1 is identity precedes your walk. En dis dit, is jou identiteit bepaal jou stap. En jy kan nie een oomblik, nou is ek kind van die Here, en dan sit die, en dan sit daai, en dan sit ek 'n sondaar, en dan sit wegwerplik. Die skrif sê, jy is sy kind. En ek wil vanoggend uit daai hoek bietjie met jou gesels. Nou stap jy as sy kind, maar jy maak nog steeds fout. En daar's uiterste sienings oor dit, en ek gaan nie vanoggend in die teologie daarvan ingaan nie. Maar die vraag in 'n ou se hart is, wat maak ek as ek weer foute maak? Wat maak ek as ek weer deur mekaar raak en 'n stupid ding doen? Ek weet nie of jy al stupid gevoel het nie. Ek het nou die dag, ek het so 'n bietjie verloor in die verkeer, né? Jy's toe ek al wegry, man, ek het stupid gevoel. En ek voel stupid, dink ek, jou idioot, hoe kan jy so stupid raak in die verkeer? En ek, jy weet, elke ou se stryd in sy lewe is anders, maar dan kom ouens en sê hulle, maar ek het hierdie stryd. En dit laat my elke keer voel of ek nie meer 'n kind van die Here is. Ons werk nie op gevoelens nie. Ek hou van Koos van der Merwe se liedjie, julle ken die liedjie Hout Kruis. Dis die ou Koos van der Merwe dit geskryf. En hy kom met kernwoorde in daai liedjie waar hy sê, ek vra nie hoe jy voel nie, want as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nie die kruis nie. So kindskap gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan nie oor hoe jy jouself lees nie, maar dit gaan oor wat God vir jou sê, en hoe God oor jou voel, en hoe God met jou praat. Nou as jy Romeine 8 gaan lees, daar so 3 hooftopics in Romeine 8. Die eerste een is, jy sy kind, vryspraak. Hy praat oor jou identiteit, jy behoort aan die Here, jy syne, hy het vir jou prys betaal, en hy stap saam met jou. Dan sal hierdie tweede ene wat sê, ek maak soms foute, en waar staan ek? En die ouens haal hierdie goed buite konteks aan en preek, die vreeslikste preke daaroor. Romeine 8 vers 5 tot 8 sê, die mense wat deur hulle sondige natuur, luister mooi na die woordeskat, gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die mens wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou gedagtes, jou sondige natuur, jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Dit is die dood van om sonder God, jy weet, sy teenwoordigheid, jy weet wat Adam en Eva in die tuin van Eden beleef het. Maar die Gees, as dit jou denke oorheers, beteken vir jou ware lewe en vrede. Want die sondige natuur is altyd vyandig teenoor God ingestel. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is sy aard. Dis waarom die mens wat deur die sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig maak nie. Nou die eerste ding wat ou moet verstaan hier, is Paulus praat oor 2 heerskappye, nie oor 2 tipes Christene nie. Hy praat oor 2 heerskappye. Paulus beskryf nie 2 vlakke van Christenskap nie, hy praat oor 2 bestaanswyses van Christenskap. Die eerste ene praat hy van sarks, van die sondige natuur. Die mens wat selfgesentreerd is, die mens wat net sy eie ding doen, die ou wat agter sy eie vlees aanloop,
wat net dit wat nou vir my belangrik is, of dit wat nou deur pyn in my lewe geroep word, of dit wat deur my history in my lewe geroep word. Die ou wat net dit volg, hy sê, daai ou beleef die dood, jy voel geskei van God. Dan praat hy van 'n tweede ou. Hy praat van ouens wat deur die Heilige Gees wedergebore is, wat saam met die Here stap en oefen om, en julle ken nou al my spreekwoord dalk, ek praat altyd van oefen om te luister na sy fluister. Die ou wat oefen om te luister, wat sê die Gees vir jou binne in jou hart. So dis 'n verbondskontras, dis 'n ou verbond, nuwe verbond. Ou kontras in Adam is dood, Adam het daai skeiding beleef, en ons hou vas by Adam het die skeiding beleef, maar wie het hom gaan soek, wie het hom gaan haal? Is God. En ons mis dit, maar dan in Christus, en jy kan gaan kyk na Romeine 5, is daar hierdie in Christus, en dis die kernwoord wat jy vind in Paulus se skrywe is dis in Christus, en dis 'n nuwe verbond, dis 'n nuwe manier van lewe. Ek en jy moet besef, ons is regtig deel van 'n nuwe verbond. Jy's deel van 'n nuwe verhoudingsooreenkoms. Jy's deel van 'n nuwe stap met die Here, en wie wat verwar ons praat en ons lees en ons bid, goed buite konteks, en dan een oomblik is ek hierdie verlore mens, en jy is nie verlore nie, want as jy nou sê ek is verlore, dan sê jy die werk van Christus was verniet. Hy het jou gered. Verstaan jy, ons moet verstaan waar ons staan. Paulus is egte. Paulus is ingestel op, jy moet verstaan waar jy staan. Hy is so erg daaroor, toe die Galasiërs gemeente probeer om terug te keer na die ou verbond en die besnydenis, dan sê hy vir hulle in Galasiërs 3, o onverstandige Galasiërs, wie het julle letterlik betower staan daar? Wie het jou kop te mekaar gemaak om weer terug te keer na, so jy moet verstaan, wat is jou identiteit? Ek is in Christus, ek is 'n nuwe skepping, ek behoort aan die Here, en weet jy wat, jy gaan sukkel, en ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Die kern is wat hier in jou kopwêreld aangaan, jou denke. Paulus praat 3 keer daaroor. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Dit gaan nie net oor dade nie, dit gaan oor wat in jou kop aangaan. Waarmee is jy besig? Wat gee jy kos in jou denke die hele tyd? Wat voer jy in jou verhouding met God? Want as jy in jou kop die hele tyd jouself voer met die verlede, met jou pyn, met jou stikken, met jou gebrokenheid, gaan jy in daai rigting stap. Because identity precedes your walk. Wat vorm jou waardes? Ek praat maandag aan by 'n kursus wat ek aanbied. En ek verduidelik die ouens, ek sê, weet jy wat jou probleem baie keer is? Jy is so stikkend groot geword, dat dit jou value system geword. En dan word van die gemors wat ons leef, word ons normaal. En Paulus sê, as daai goed jou denkwyse vorm, dan beleef jy dood. So waarheen wil ek vanoggend jou begelei is, om lewe te beleef, om die Here se hart te hê. Want weet jy wat is vreeslike denke, dis selfgerig, dis ekkig, dit is nie in die wil van God nie. God, weet jy wat, dis nie om jou af te skryf nie, jy moet hierdie fyn hoor volgens, want ek is nie hier, there is therefore no condemnation, ons okay daarmee. Ek is nie om vir jou bang te praat en 'n sedepreek te gee nie. Maar wat jy vanmôre moet verstaan is, as jy jou denke laat vorm, is dit daai goed wat jou die hele tyd in jou denke vertel, maar nou is ek geskei van God, en dis presies waar die vyand jou wil hê. Hy wil hê jy moet glo dat God nie lief is vir jou nie. Hy wil hê jy moet glo daar's condemnation en die Here wag vir jou. En weet jy wat maar sê 1 Johannes, hy sê vrees verwag straf. En dis nie waar die Here wil hê jy moet leef nie. Ons as manne kan regtig vry in die Here leef. Weet jy wat is geesgerigte denke? Want ons kom uit verskillende kerke. Party kerk ouens praat geesgerig dan sê hulle die Gees sê dit, die Gees sê dit, die Gees sê dit. Ek is bang vir sulke mense. Ek is bang vir hulle. Jy kan hoogstens sê as ek die Gees reg verstaan. Amen. Want ons misbruik die Heilige Gees om statements te maak. Hy sê geesgerigte denke, soek die wil van God. Jy begin
jouself te stol vir 'n oomblik en te sê, wat is die wil van die Here binne in hierdie ding? Meneer, ons kan vanoggend vir mekaar sê, dis nie die wil van die Here, dat ek en jy die hele tyd met negativiteit en met pornografie en met ander vrouens en met daai krap in ons lewens doen. Maar weet wat, jy gaan sulke aanslae kry. Jy gaan die weerste beproewings kry en die vyand weet wat is jou soft spot en hy traai jou daar. En dis dan wanneer jy 'n idioot van jouself maak, soos ek van myself verlede week in die verkeer. Ek en jy moet leer en oefen om joy in gehoorsaamheid te kry. Dis vervulling. Dis wonderlik wat gebeur as jy begin hierdie joy beleef, want dit is nie daai, ek is besig met die regte ding en dis waar jy nie moet op pad wees. Maar ek en jou vlees, en ons moet daai deel verstaan, sukkel daarmee. Nou kom ek verduidelik dit gou vir jou, en ek gaan nou nie diep teologies gaan nie, en ek gaan nie diep teologiese gesprek hieroor voer nie. Hier's die ding, ons is gemaak gees, siel en liggaam, is jy okay daarmee? Is jy alright daarmee? Alright, gees, siel en liggaam. Ons is geskape na die beeld van God. Hoe lyk God? God het nie donker hare en blou oë nie, God is gees. As jy ja sê vir Christus, word jou gees herstel. Wedergeboorte. Het jy nou? Dis in een oomblik. Ons bly in hierdie lyf, nou hierdie lyf van my stel my te leer, ek vanoggend weer geklink soos Rice Krispies, jy weet, snap krak hulle pop en daar kom ek. Ons het 'n siel, dis jou wil, jou denke en emosies, en ons sukkel, wat het Paulus gesê, in ons denke. Dis waar ons sukkel. As ek hier sukkel, beteken dit dat my gees nou weer verlore is. Kom meneer, ons glo die leer. Nou gaan ek deur 'n moeilike tyd, ek sukkel, ek sien beproewing, ek versoeking, ek het gestryd om vir, nou is ek nie meer 'n kind van die Here nie. Dan verstaan jy nie wedergeboorte nie. En dit is belangrik dat ons dit verstaan. Maar die vlees, hierdie denke, en my mens is sukkel, hy sê dit rebelleer teen God se wet. Dit is waarom die mense wat deur hulle sondige natuur beheer word, nie God kan gelukkig maak nie. Die sondige natuur sukkel. Hierdie onafhanklikheid van die mens sukkel. Ons sukkel om die wil van God te doen. Hoekom? Want dis hierdie vrye wil binne ons. Dis Adam het daarmee gesukkel. En ek gaan vir jou daai stukkie net vinnig deel, dat jy dit net verstaan. En ek gaan nou ook nie vreeslik, ek gaan net gou vir jou, ek het dit al vir julle gesê. Vader, Seun en Heilige Gees, hierdie is 'n Dani prentjie, moet dit nou nie meet nie. Vader, Seun en Heilige Gees stap en praat met mekaar. Nou haal ek vir jou skrif aan. Kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Is jy okay met dit? So God skaap die mens na sy beeld. God is gees. Waarvoor skaap hy die mens? Vir verhouding met hom. Dan sê hy vir die mens, jy's in hierdie tuin, gaan ver oos, wes, suid, noord, as jy wil, onderwerp die diere aan jou, maak die tuin groter, sê die wêreld vermeerder, so wat hy sê, maar van een ding, wees van my afhanklik. Nou gaan die teoloog in die boom in. Dis 'n metafoor. Wat sê die Here? Wees afhanklik van my, van die kennis van goed en kwaad. Het jy nog? Dis al wat daar gebeur. Wat kies die mens in sy vrye wil? Ek wil nie van God afhanklik wees. Dis presies die stryd waarvan Paulus hier praat. Jou denke gaan die hele tyd vir jou sê, ek kan self kies. Jou denke gaan die hele tyd vir jou sê, ek kan self hierdie ding wen. Luister gou vir my, daar's nie 'n ding wat jy kan wen nie, want as jy sê, jy kan dit uit jouself wen, sê jy het nie Jesus nodig. En dis waar ons op pad is om in 'n groot wen in ons lewens in te gaan, om diep afhanklik van die Gees te lewe, wat hier binne in ons praat. Ek praat nie nou van gawes nie, ek praat nie nou van ervarings nie, ek praat van God se beeld wat binne in my herstel is, en sy wil wat in my lewe herstel is volgens Hebreërs. En ek kan begin luister na sy fluister, en ek kan begin in 'n wen instap in my lewe. En ek en jy moet hierdie deel verstaan. Morele pogings het niks te doen
met geloofsgehoorsaamheid. Ek ken moslems en ek ken wille ouens, wat beter morele pogings aanwend as baie Christene. Dit red jou nie. Daar's een redder, is Jesus Christus. Amen. En ek en jy moet dit verstaan. Jy gaan kyk, Romeine 3 vers 10 tot 12, Efesiërs 2 vers 1 tot 3, jy kan so deur dit gaan. So hier's die ding, as jy dan hierdie dood beleef waarvan Paulus hier praat, dan sit hierdie geestelike vervreemding wat jy die hele tyd beleef. Jy beleef die hele tyd, yes, ek het alweer hierdie ding gedoen, en nou moet ek soos Adam wegkry. Ek moet wegkry van God, maar dan vergeet ons, God is die een wat jou roep by jou naam, en hy sê vir jou, Adam, waar's jy? Ons vergeet dit. In die kerkwêreld sê ons, nou is jy verlore. Nee, jy is nie verlore nie. Jy beleef 'n vervreemding in jou hart wanneer jy foute maak en jy beleef 'n geestelike leegheid en dan ek beleef baie keer hierdie enorme teleurstelling in myself. Yes, ek kan so stupid voel wanneer ek weer lekker droog gemaak het en kwaad geword het en ek sukkel met goed. Maar dan is daar 'n tweede deel waarvan Paulus praat. Hy praat van lewe en vrede. Weet jy wat? Ek en jy is in versoening met God. As jy vir iewers vir die Here ja gesê het, is daar versoening, is daar wedergeboorte. En dan kom sy Gees en hy kom bly hier binne in ons en jy begin word wat hy wil hê jy moet wees. En dis nie emosionele vrede nie. Ek het nie altyd emosionele vrede nie. Ek weet nie of julle altyd miskien van julle wat heilig is beleef, kyk vir Leon, hy's 'n toonbeeld van emosionele vrede, jy weet. Ek praat nie van emosionele vrede nie, ek praat van 'n verhouding wat herstel is. Ek praat van, ek weet dat ek sy kind is. Daai wete dat ek sy kind is groter as die foute wat ek maak, is groter as die aanslag wat ek beleef, is groter as enige storie wat mense van my vertel. Christus is die sleutel. Christus is absoluut die sleutel. As jy in Romeine 8 kyk wat ons mee besig is, dan sien jy in Romeine 8 vers 1, geen veroordeling. Hy kom nie na jou toe en sê, jy's my laaitie, maar ek like jou nie. Waar kom ons daar? 8 vers 9, julle is nie in die vlees nie. Hoor wat sê Paulus vir ons? Hy sê, jy's eintlik, jy dink jy's in die vlees, want jy laat jou denke jou kop oorheers in daai gedeelte. Hy sê, maar jy's nie in die vlees nie, jy's in die gees. Maar ons prentjie van in die gees is so verwronge, want ons dink dis hoenderbuisies en hare wat opstaan en 'n spesiale ervaring. Ek beleef in my donker dalle van versoekings en aanslag, beleef ek niks van daai emosies nie, maar ek het hierdie innerlike wete, die Here is by my. En vanmôre moet dit in jou hart begin vasword as man, want weet jy wat, dit bepaal ons stap, dit bepaal ons identiteit, en dit gaan vat ons na 'n journey waar ons die Here regtig beleef. En ons denke sukkel. Maar weet jy wat, Christus kom en hy help ons om uit hierdie goed te begin uitstap deur sy Gees en hy verander ons lewens. Hoor wat sê hy in vers 9 tot 11. Hy sê, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Ons hak altyd vas, mense preek, daar's jy daar. Nee, hoor vanmôre, jy word nie deur jou sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in jou woon. Ek dink dis die belangrikste ding wat jy as kind van God, as seun van God, kan hoor en kan leer, is dat nie net nommer 1, dat Jesus het 'n prys betaal en ten volle 'n prys betaal, ons is gered. Maar die tweede een is, dat hy deur sy Gees in jou bly. Nou maar ek voel dit nie, vra nie hoe jy voel. Dis deel wat die skrif sê, dis nie, Jesus luister, hy sê, as jy Christus aangeneem het, kom woon hy binne in jou, deur sy Heilige Gees. Jy sy blyplek. Onthou iemand wat die Gees van Christus nie, is nie sy mens nie. Dis die skrif wat so sê. So, as jy ja sê vir Christus, word jy sy blyplek.
Paulus kom, hy vra dit retories in Korintiërs. Hy sê, luister, hy sê in Korintiërs, hy sê, weet jy dan nie dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Gees van God in jou woon nie? Ons mis dit. Want ons het 'n klomp ander teologie rondom goed gebou. Die skrif is eenvoudig, niemand word wedergebore, sê die skrif, behalwe deur die Heilige Gees nie. So waar's die Heilige Gees? Binne in jou. Hy bly binne in jou. Kolossense, Paulus skryf Kolossense 2, skryf hy, sê, ek maak aan julle 'n verborgenheid bekend, 'n geheim. Hy sê die Gees van die Here bly binne in jou. En dan sê hy, dit is die waarborg, dis die garantie dat jy sal deel hê aan die ewige lewe. Sê, hier's 'n garantie hier binne in my, ek is sy kind en ek behoort aan hom en sy Gees beleef binne in my. Dan ek gaan nou nie in die eskatologie gedeelte ingaan waar hy sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, sal jy vir ewig lewe. Kom ek sê dit maar net gou. Ons gebruik hierdie vers so buite konteks. Wat Paulus daar sê is, jou lyf gaan doodgaan. Maar hier's 'n ander waarborg dat jy vir altyd sal lewe, die Gees wat binne in jou is. Is dit? So daar staan. Maar ek en jy het 'n nuwe identiteit. 'n Nuwe identiteit. Hoor wat sê hy? Julle is egter nie in die vlees nie. Ons hoor dit. Weet jy wat, ouens kom, en ek het al mense gehad om met my afspraak maak, en sê, Dani, hoekom haal jy nie bietjie op 'n Sondag, net bietjie die sambok uit? Die ouens is mos maar so gister, hulle like het om te hoor, jy's 'n Sondag. Ek kan nie vir 'n wedergebore kind van die Here sê, jy's 'n Sondag nie, jy kan nie twee identiteite hê nie. Jy's 'n kind van die Here, en Paulus sê, soms sukkel jy met jou denke, jy maak foute, jy maak verkeerde keuses. En dan is die vraag, waar is die Here? Hy woon binne in jou. Sy Gees is daar om jou te help. Sy Gees is daar om jou identiteit in jou lewe vas te maak. En Paulus kom, en hy sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees. En dis nie 'n wishful thinking wat Paulus hiermee kom en sê, ag weet jy wat, kom ons redeneer oor die teologie daarvan nie. Ek het Sondag gespot daaroor, ek het diep woorde gaan soek om hierdie te beskryf. Ek het gaan sê, help my met beter woorde, want ek wil dit nou mooi beskryf. Paulus kom hier, en hy sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees. Dis 'n bestaanstoestand. Jy kan nou oor redeneer soos jy wil, dis wat God sê jy is. Sy woord sê so. Nee, ek voel nie so. Dis wat jy moet begin glo, want dis ons probleem, ons glo verkeerd oor onsself, en daarom sukkel ons, en daarom doen ons foute, en omdat ons foute gaan doen, en partykeer doen, en ons verstaan nie waar is God in my lewe nie, en waar is die Heilige Gees in my lewe nie, dan beleef ek elke keer hierdie skeiding, en party ouens, elkeen reageer verskillend op hierdie gevoel van die skeiding, party neuk dan net weer voort in die ou goed. Ek is mos nou hier, laat ons nou maar aan voeter daar. Ander kry weg vir die Here. Ander doen wat jy in Johannes van praat. Hulle verwag straf. Dan breek hulle kar en dink hulle dis die Here wat hulle straf. Hoeveel van ons wat vanoggend hier sit, wonder of die Here my nie besig is om te straf? Wat sê die skrif? Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Charismate kon nou amen gesê het, gereformeerdes kon net hulle oë so gemaak het gesê, dis die waarheid. Jy's in 'n verhoudingsposisie. Jy's sy seun, jy behoort aan die Here. Daar is nie stiefkinders in die koninkryk nie. Daar is nie second-hand ladies. Ek het nou 'n ou wat baie naby aan my loop, hy help my op die terrein. Dan loop hy saam met my, dan sê hy vir my, ek weet jy preek dit, en ek weet jy sê die skrif sê dit. Hy het so houding aan hom. Hy sê, maar jy weet nie, ek sukkel. Hy sê, jou sukkel bepaal nie die uitspraak van God oor jou identiteit nie. Moet ek het weer sê, jou struggle bepaal nie jou identiteit nie. God bepaal jou identiteit. Die prys wat Jesus Christus vir jou betaal het,
bepaal jou identiteit. En ek en jy moet leer om daai diep, wat ek in die begin van gepraat het, onderwerping te doen en submission te doen en te sê, Here, U spreek oor my lewe, U spreek oor my 'n nuwe identiteit, U gee vir my 'n nuwe rigting, ek gaan dit begin glo en ek gaan daai pad begin stap. Ons is dan arrogant lewe. Ek praat vandag en ek veronderstel wedergeboorte. Ek veronderstel iewers in jou lewe het jy ja gesê. En iewers in die teologie het ons geleer, jy moet elke keer van vooraf tot bekering kom wanneer jy 'n fout gemaak het. Nee, wanneer jy 'n fout gemaak het, sê jy vir die Here jammer en jy stap aan. Ek het hierdie storie wat ek altyd vertel. Ek het al vir 20 jaar 'n jacuzzi. Dis niks brand nie. Die ding staan daar. Ek is baie lief vir hom. Ek hou van warm water. Ek het my 2 dogters alleen groot gemaak. Ek het hulle gekry toe hulle 3 en 7 was en hulle is uit my huis uit getrou by my. En ons het 'n reël gehad, ons praat alles met mekaar, so ons het 'n baie oop verhouding met mekaar, 'n diep vertrouensverhouding gehad, of ons het dit nou nog. So ek het hulle geleer, as ons droog maak selfs, dan deel ons dit met mekaar, dan gaan nie condemnation wees. So ons het 'n reël in ons huis gehad, what is set in the jacuzzi, stays in the jacuzzi. So ek het vir hulle 'n plek geskep, waar hulle nou kan weet, hulle mag met pa enige ietsie deel, en as hulle uitklim, sal ek nie weer daaroor praat as dit nie nodig is. Dit was die reël. So ek sal hulle nie condemn nie, ons verhouding gaan nie verander nie. En dan partykeer dan sal hulle nou so hint, pa is nie tyd vir 'n jacuzzi, dan dink ek, ag Here, hier kom weer 'n confession. Nou my een dogter het gereeld die weirdste goed vir my gesê. Partykeer het ek dan dink ek, dit kan nie my kind wees nie, maar my ander ene was so half die heilige ene van die twee. Jy weet, sy was die stable ene. Maar daar het iets in haar lewe gebeur een keer en ek het haar gevra wat het gebeur en sy wou nooit vir my sê nie. Ons was okay daarmee. En die aand in die jacuzzi sê sy, "Pappa, ek wil met jou praat oor daai insident." My hart begin klop, ek dink, hier kom nou 'n ding, né? Sy sê vir my wat regtig gebeur het. Ek word naar ek wil kos. Ek kan nie dink hierdie kind van my kon so aangejaag het nie. Jy weet, dis daai regtig, het dit regtig gebeur. Sy sê, onthou is jacuzzi. Ek sê, nee, dis fine. Jy weet, dis net hierdie bomskop op jou pa. Jy weet, jy het nie gedink, jou mooi dogtertjie kan ook aanjaag soos pa aangejaag het. Jy weet, dis dit. Die oomblik wat ons uit die jacuzzi uitklim, is dan nou eers, moet sy nou eers weer regmaak met my? Moet sy nou eers weer my dogter word? Moet ek haar nou weer van vooraf aanneem? En is ek van pa van haar nou verwyder? Ons doen dit met God. Ons dink as ons 'n fout maak, verras ons God. Ons dink as ons 'n fout maak, nou het God uit die jacuzzi uitgeklim en God like my nou nie meer nie. Weet jy wat was die belangrikste oomblik tussen my en my dogter gewees toe ons uit die jacuzzi uitklim was, ek kon haar 'n hug gee en haar vassit. En sy het geweet sy is okay met my. Dis kindskap. Waar kom ons aan die arrogansie dat hy wat vir ons die grootste prys betaal het om ons syne te maak, sy rug elke keer op ons draai as ons 'n fout maak. As jy 'n fout maak, sê jy vir die Here, jy's jammer. Maar jy is sy seun, jy is sy laaitjie, jy stap saam met hom en hy stap saam met jou. En dis nie sy gees is een dag in jou en 'n ander dag uit jou nie. Jy beleef dit. Jy beleef een dag, waar's die Here? Maar hy's altyd daar. Dis hy het nog nooit geskuif. Die Gees woon in jou, jy is sy blyplek. En ek en jou Christendom word nie bepaal deur hoe jy voel nie en deur kerklidmaatskap en wat kerke van jou sê nie. Ek praat met 'n ou, hy is soveel keer onder sensuur geplaas, nou dan sit vir 'n week hier en dan vir 6 weke daar. Hy sê en hy kom eendag by sy dominee of by 'n nuwe dominee van hom en die ou haal sy file uit. Hulle het in sy kerk lers gehou. Hulle hou 'n boek van die kwaad. Sê weer? Etlapkaart op skool. Ja, daai etlapkaart op skool.
Hy sê die dominee kyk hom so, hoor hierdie en jy het hom nog nie gehoor nie. Die dominee kyk vir hom en die dominee sê vir hom, as daar 'n verbeteringsskool vir Christene was, moes jy dit gewees het. Jy's die oud aangejaag en hy baklei en hy het sommer ouderling geslaan en is 'n wille ding gewees en vreeslike stellings gemaak en dan weet jy wat maak die kerk? Jy's nou nie meer kind nie. Waar kan die kerk vir jou sê jy's nie meer 'n kind nie? Sy gees, luister mooi, sy gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Amen. Dis deur die inwoning van die Heilige Gees. Daar's nie middelgrond nie. Hy sê God woon in sy kinders. Wedergeboorte vind plaas deur die Heilige Gees. Jy sy blyplek. Hy sê ek maak aan hierdie verborgenheid Kolossense geheim aan jou bekend. Die Gees van die Here woon binne in jou. En Paulus gebruik Gees van God, Gees van Christus, uitruilbaar in die hele tyd. Maar hy praat van hierdie orde binne in die drie-eenheid wat binne in jou woon, wat binne in jou bly, waarvan jy sy blyplek is. En die Gees, hoor hierdie ding, die Gees wat binne in jou bly, maak jou een met Christus. Ek weet nie hoe hierdie goed altyd oor te dra. Luister hier. Christendom is nie 'n label nie. Dis 'n identiteit. Ek is in Christus. Wil die wêreld my al uitgehaal het, val in my droogmaak oomblikke. Ek het 2-3 keer major goed, public goed, verkeerd gedoen en weet wat, daar's mense wat nou nog oor my praat. In die kerkwêreld staan ek bekend as die geskeide pastoor. Dis hoe die mense jou label. God kom nie en praat elke keer met my geskeide pastoortjie. God noem my sy laaitjie. Ek is syne. En Paulus kom en hy sê hierdie ding, God het jou saakrig gemaak en omdat jou saakrig is, gaan jy vir ewig lewe. Ja, jou lyf gaan doodgaan, maar selfs daar sal die Gees van Christus, wat Christus uit die dood opgewek het, sal hy jou kom opwek en jy gaan vir ewig lewe. So daar's niks. En dan kom Paulus later in hierdie gedeelte dan sê, dis 'n ander preek gewees, dan sê hy daar's niks wat ons kan skei. Sê saam met my niks. Ek dog jy's geskei van. Daar's niks wat ons kan skei van die liefde van God. Nie dood of lewe of engele of owerhede of magte of toekomstige dinge kan ons skei van sy liefde. So ons het hierdie opstandingswaarborg, ons gaan nou okay wees as hierdie lyf doodgaan, maar hier is die belangrike ding, daar's 'n geestelike pad wat ek en jy hier op aarde kan loop, waar ons 'n konstantheid, en hoor hierdie ding vanoggend meneere, ons kan 'n konstantheid met God begin beleef. Ek kon nooit verstaan in die kerkwêreld waarin ek was nie. Ons het Sondag 'n song, ek gaan vir jou die song stuur, dan stuur jy dit vir die manne. Ja. He is all my righteousness. Ja. Hoor gou hierdie ene. Hulle sing hierdie lied, want dit is wat die skrif sê. He is all my righteousness, I stand complete in him and worship him. Kan jy hom onthou, Boeta? Kan jy daai song onthou? Dan sing hulle hom in die kerk, die rekord dan preek hulle vir jou, jy is die grootste sondaar. Maar hoe kan ons dit doen? Ek kan nie vir jou sê, jy is God se laaitjie, jou sondaar. Ek kan nie inconsistent lewe nie, ek is of sy laaitjie of ek is nie sy laaitjie nie. Ek is of jou chom, of ek is nie jou chom nie. Daar's nie 'n middelpad by my. En ek vind ook nie 'n middelpad by God. Droom saam met my as ek en jy as man hierdie ding kan snap. Volkome vrygespreek. My sonde is regtig gehanteer. Ek is regtig sy kind. Hy bly regtig binne in my. Kan jy dink
wat gaan gebeur in ons denke? My denke gaan anders begin dink. Gaan die ou versoekings kom? Ja, dit gaan kom. Maar elke keer wanneer die versoeking kom, gaan die waarheid wen. Wat is die waarheid? Jy sy uit. Jou wen lê nie in hoeveel sonde jy wen nie. Jy kan nie sonde wen nie. Christus het die sonde oorwin. Die Bybel sê so. Ek wil hierdie een keer in 'n negerkerk in Amerika preek. Ek waarborg jy op hierdie oomblik sal hulle op hulle stoele gestaan het en geskree. Ons raak nie opgewonde oor hierdie goed nie. Is 'n heerlikheid wat binne in ons is, waaroor ons kan begin opgewonde raak oor die Gees wat binne in ons is. Ek en jy behoort aan Christus en as syne woon hy deur sy Gees binne in my. En hoor nou hierdie woorde, kyk vir my meneere, jou swakheid is nie jou finale toestand nie. Ek gaan hom lees. Jou swakheid, waarmee jy sukkel, is nie jou finale toestand en identiteit. Ons krag lê in hierdie opstandingskrag van Jesus wat binne in ons woon en ek wil dit vir jou sê. As jy sê dat 'n fout wat jy nou maak, die kruis wen, verstaan jy nie die krag van die bloed van Jesus. Ouens kom by my dan sê hulle Dani, ek het hierdie groot sonde gedoen. Nou vir elke ou is die groot sonde iets anders. Dan sê ek, dink jy vir een oomblik dat jou groot sonde is meer kragtig as die bloed van Jesus. Daai ding wat jy mee loop, daai condemnation wat jy jou lewe lank mee loop en mee sukkel en elke keer wanneer jy wil 'n tree vorentoe gee, elke keer wat jy in 'n wen wil instap in die geestelike lewe, dan kom die vyand en hy remind jou daaraan. Dan roep jy Romeine 8 vers 1 uit. There is therefore no condemnation for those that. Hoekom? Want die bloed van Jesus Christus het ons sonde uitgedelg en weggeruim. Daar is nie 'n klagstaat nie. Dis goeie nuus. Stel jou gesig in kennis, dis damn goeie nuus. Daarom dan, Romeine 8 vers 12. My liewe broeders en susters, is dit noodsaaklik dat ons nie druk, die pressure gaan daar wees van die sondige natuur. En dit sal begin weerstaan. Hoe weerstaan jy dit? Deur te verstaan wie jy is. Deur te verstaan wat Christus gedoen het. Want die sondige natuur gaan altyd in jou lewe wees en daai natuur van onafhanklikheid wat Adam gehad het van ek gaan nie op u staat maak vir die kennis van goed en kwaad nie. Ons gaan altyd daarmee sukkel. Maar as jy onder die invloed, hierdie is mooi, vers 14. As jy onder die invloed van die Gees die werke van die sondige natuur doodmaak, sal jy werklik lewe. En van julle gaan nou nie weet waarvan ek praat nie. En is nie 'n baie mooi analogie wat hy trek nie. Maar wie of jy onder die invloed was nie. Ek kan nie dans om my lewe te red nie, maar as ek 4 tequilas ingehaal het, was ek die koning van die dansbaan gewees. Nou dis 'n slegte analogie. So moet nou nie my kraai nou en ek bely dit al klaar. Meneer, kan jy dink wat in jou lewe kan begin gebeur as ek en jy kan leer en oefen om onder die invloed van die Heilige Gees te lewe. Om net te begin luister na sy fluister. Hy gaan vir jou sê, hy gaan nie vir jou sê, jou sondaar waarmee jy besig nie, weet wat gaan hy vir jou sê deur sy Gees? Jy het daai ding nie meer nodig in jou lewe nie. Jy het dit nie meer nodig. Die grootste bevryding, ouens dryf duiwels uit en doen goed en ek het niks daarteen nie, luister my net uit, ek is nou nie, maar hoor hierdie, die grootste bevryding wat ek in my lewe gesien het, was 'n ou wat by ek's derde was, hy het hom daai oggend gespuit met heroïne, hy spuit, elke keer, nou bring sy buddies hom in die lesinglokaal in, hy's weg, hy's weg, hy's op 'n ander planeet, die ou is gone,
Nou probeer hulle om regop hou, hulle wil mos hy moet nou tot bekering kom. Die dude is weg. Ek weet jy hoe heroïne werk nie. Hy's nie by ons nie. Ek en hy maak oogkontak toe ek praat oor 2 Korintiërs. Hy maak so oogkontak met my. Ek sê hierdie woorde, ek sê hy wat in Christus is 'n nuwe skepping. Die ou ding het verby, die nuwe is hier. As jy dit glo, het jy vandag die potensiaal en ek wys so dat die deur hier regs vir my om by hierdie deur uit te stap en jy kan totaal nie wees. As hy weer weg. Maar hy het dit gehoor. Aan die einde van my lesing is daar 'n commotion. Nou ek hou nie van commotions in die kerk nie. Nou is hier 'n commotion hè. Ek sê dude wat gaan aan. Hier staan hy sê vir hulle, hy sê luister, want hulle wil by die agterdeur uitgaan. Hy sê luister, die dominee het gesê by daai deur. Hoor hierdie mooi storie. Hy het by daai deur uitgestap en tot vandag toe nog nooit weer heroïne gevat. Hy's by my in die kerk, hy's een van my leiers. Dis die krag van die evangelie. As jy glo, as jy vandag begin glo dat Christus het regtig vir my sonde betaal en hy bly regtig binne in my. Halleluja. No condemnation. Dit gaan nie oor of jy dit reg kry nie. Jy kyk vir my en ek gee nie om nie. Hier sit 'n predikant en daar sit 'n predikant en hier sit 'n wannabe en hier's spot. Luister gou hier. Ek gee nie om wat wie sê nie. Daar is krag in die bloed van Jesus. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo regtig dat hy sê ek laat vaar, die Bybel sê so. Ek laat vaar nie die werke van my hande nie. Ek glo met my hele hart dat hy het gesê die goeie werk wat hy in jou begin het, gaan hy klaarmaak. Ek verstaan dat Paulus sê, en ek verstaan dit, dat wanneer ons die vlees plek in ons denke gee, maak ek en jy foute, maar dit bepaal nie ons identiteit. Skrif. Daarom dan, en hy begin met daarom dan. Nou, ek hou van maars en waaroms en daaroms in die Bybel. Hy begin met daarom dan. Hy sê, die Gees woon in julle. Daarom kan jy wen. Hy sê, julle is regverdig, vers 10. Julle toekomstige opstanding is seker. Daarom kan jy nou anders lewe. Dit verander die hele ding. Kunskap verander alles. As ek die hele tyd bewus is van my kunskap, dink ek anders oor die lewe. In amper 40 jaar se counseling bedryf, as ek agterkom manne is teen mekaar, een van die eerste goed wat ek na kyk is, wat was sy prentjie van sy verhouding met sy pa? Dit het 'n enorme invloed in manne se lewens. Dis dieselfde met Christus. Dit is dieselfde met jou verhouding met hom. Ek moet klaarmaak, ek het 3 minute oor. Christelike gehoorsaamheid vloei nie uit vrees nie, maar uit jou verlossing. En weet wat? Jou regverdigmaking help jou, as jy kan begin uitroep, ek is regverdig, ek is vrygespreek, kan jy elke dag stap. Hou op om vir jouself te sê, ek is hierdie ellendige mens, ek is 'n loser. En ek wil jou challenge om vir jouself te begin sê, ek is 'n seun van God. Daarom kan ek. Sy Gees werk hier binne in my. Daarom kan ek. Meneer, jy kan op jou voete bly. Ek sluit af met prediking en ek gaan regtig klaar maak daarmee. Ek het regtig nie tyd om aan te gaan. Die Prediker 24:16, want 7 maal val die regverdige, maar die goddelose struikel in ongeluk. 2 verhoudingsooreenkomste. Ons maak dit 1, is 2. Die goddelose gaan struikel en bly lê. Die regverdige gaan struikel en elke keer opstaan. Dit is 'n groot verskil. Die goddelose sal struikel, hy sal bly lê. Maar die regverdige, jy wat sê ek het Jesus aangeneem. Jy wat vanoggend sê ek het iewers al ja gesê, ek sukkel met my geestelike identiteit, ek maak groot foute nog. Jy sal struikel, maar jy sal opstaan.
want hy is onlosmaaklik aan jou verbind. Glo dit. Ons begin met die woord sê oor ons te glo. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik, ons moet klaar maak. Dankie Here dat ons as u seuns kan begin stap. Dankie dat u ons help in ons onbeholpenheid. Dat u deur die Heilige Gees in ons onbeholpenheid vir ons intree en vir ons 'n voorspraak is by die Vader. Dankie dat wanneer ons struikel, is u binne in ons, u is by ons en ons kan dadelik opstaan, ons kan ekskuus sê, ons kan voortlewe in dankbaarheid. Nee, ek wil bid dat u ons mentaliteit, waarvan Paulus hier in Romeine 8 praat, sal verander. Dat ons bewus van u Gees sal begin lewe, bewus van ons vryspraak sal begin lewe, bewus leef van u Gees wat binne in ons bly en binne in ons werk sal begin lewe. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen. Manne, ja, ek het niks verder om te sê. Dis 'n besondere oggend, 'n besondere woord. Iemand wat net vinnig iets van gesê het voor ons mekaar uitgaan, soos sy hart gekom het, vinnig. Mens het nie veel om te sê na so 'n oggend nie, so net stil uit te stap, daar buite is nagmaal. As jy uitstap en jy wil nog vir 'n oomblik stil staan daar, vat vir jou broodjie en 'n druiwesap mee, sluit jy af saam met die Here. Okay. Ons gaan nie afsluit met die Onse Vader. Jy nie daai som op jou rekenaar righteousness nie. Okay. Jy vir ons friend forever. Terwyl Pierre kry en goeders, maar kom ons raak so stil nog vir 'n oomblik en dan sê jy vir mekaar tot ziens, Pierre gaan vir ons het ek is altyd so lief vir die ou som van wat is hy, W. Smith? Michael W. Smith. Daai som van hom Friends Forever is daarom so mooi. Nou goed, nou weet jy of Pierre so kry hom, kan hom kry. Kan jy vir hom kry, manne, en dan sien ons mekaar volgende Woensdag. Bring iemand saam, kom ons bou hierdie eenheid. Kom ons bou hierdie Wien-Myn bijeenkoms. Kom ons bou hom. Bring iemand, praat met die manne. Ek weet ons is nog niet hierso, maar kom ons bou hom. Kom ons staan op en dan ek dink ons gaan op ons Vader maar afsluit, Pierre. Ek kan hom speel Speel hom gou. Ek kan vriends, nie vriends, ek ons Vader. Okay, nou maar kom speel hom, kom ons saam op besluit ons hom af, manne. Dan kan ons later die Friend Forever is nou en dan sal ek net vir die seën uitspreek en dan gaan ons kry vir nog koffie, as jy wil koffie, kry nog op die kuier. Pierre, sit dan vir ons in 'n sit, gebruik ons sommer daai ene. Wat sê jy daar by hom die skouer as hy so net daar by hom staan?
liefde en vrede vir jou. Sien jou volgende week. Pas jouself op. Mooi dag. Dankie Dani. Besondere oggend.